Daar sê welkom terug by die tweede episode van Woordwys. Ons het dit gemaak tot die tweede ene. Wel dan Johan. Ja nee, ons gaan vandag 'n bietjie 'n interessante en 'n korter episode hê as gewoonlik, want ons het nou kerk hiernaas. Ons moet 'n bietjie vinnig maak. Ons tydsbeplanning was nie great geweest nie. Maar die oorspronklike titel nou is 'n man van God of 'n man van gebed. En ons gaan dalk die titel verander soos dit ons aangaan en soos ons dit oplaai of wat ook al. Maar dit is die titel op die oomblik en ja, ek en Johan is baie excited om bietjie te gesels daaroor en die woord te gebruik. Ja, so ek dink ons koop dit maar af met 'n vraag, Johan. Wat sien jy is 'n man van God? Ons het nou voor hierdie episode 'n bietjie gepraat daaroor en snaaks genoeg eerste jaar op universiteit is dit 'n term waarmee ek baie te doen gehad. Wat is 'n man van God? Of almal sê jy weet met lewensman van God of dis iets wat baie net opkom in gesprekke. En in die konteks wat ek dink ons vandag oor gaan praat het, is verwys 'n man van God, dus nou half 'n man van gebed. Wys 'n man van God is iemand wat hulle gaan net kerk toe en het nie noodwendig 'n verhouding met die Here nie, maar doen half net al hierdie goedjies om vir die wêreld te wys dat hulle 'n verhouding met die Here het en eintlik by die kerk ingeskakel is en eintlik om 'n goeie image van hulle self te skep, maar hulle mis die hele verhouding met God deel. Waar 'n man van gebed is weer verwys in ons konteks van die gesprek van vandag na iemand wat actually verhouding met God bou en in gebed tree en die woord actually bestudeer en nie net eintlik kerk toe gaan en al hierdie goed doen vir die status daarvan nie, maar om actually verhouding met God te bou. Ja, ek dink dit is 'n groot, ek wil nie sê epidemie nie, maar dit klink nogals na 'n groot krisis, maar ek dink ons het vandag se wêreld baie minder manne van gebed as wat ons manne van God het. Bedoelende, ek is oortuig daarvan baie van ons sien, nie net online nie, maar in ons persoonlike lewens en met vriende en goeters van mense wat sê nee, hulle sê Christene of dan sal iemand sê nee, daai is 'n man van God nou. Hulle het 'n kerk daarby ingeskakel, soos jy gesê het, hulle ken so 'n paar Bybelversies hier en daar en hulle het min of meer 'n breë idee van Jesus en hulle ken so 'n paar Bybelstories hier en daar. Hulle bid miskien so nou en dan, hulle het nie probleme met 'n vinnige skietgebedjie te sê voor 'n ete of ietsie soos dit nie. En hulle claim dat hulle Christene is, maar soos jy gesê het, daar's nie daai intieme verhouding wat hulle met God het nie. En ek dink ook deel van dit is dat hulle mense daardeur nie noodwendig wys nie. Is as jy dan al van hierdie konteks van vandag 'n man van God is dit ek kry 'n prentjie van die ou wat jy sien in die kerk Sondag en dan gaan syp hy homself sat deur die week en gaan te kere en dit is Sondag skep 'n image van 'n man van God om dit nou deur die week te dra, maar deur die week dra hy nie daai image nie. Nee. Of, soos ek sê, doen dit eintlik net vir die status daarvan, maar actually nie om die koninkryk te bevorder en het actually 'n verhouding met God. Yes. Ek dink ook is ietsie wat jy nou ook wat nou opgespring het by my, is dit is 'n bietjie meer kom uit selfsug uit in die punt van hulle sien dit net meer doeteenvoudig as ek wil nie hel toe gaan nie, maar en hierdie kan jy met enige Christen eintlik ook sê, dis nie net manne nie, ons praat net spesifiek van man van God, want ek bedoel ons is manne, so ons is 'n bietjie meer ingelig oor hoe manne werk, aangesien ons manne is, maar jy het al vir die titel aangeneem, en soos jy sê, jy die status aangeneem net, sodat jy kan sê, ja, kyk, ek gaan hemel toe eendag, ek het die Here aanvaar as my verlosser, alles is great. Ek dink 'n goeie plek om te begin, en ons het vroeër 'n bietjie vinnig aan geraak, maar ek dink dat vir die van julle wat nou luister is dat ek en Aubrey so vinnig half heen en weer 'n semi-definisie probeer skep uit karaktereienskappe dan van 'n man van gebed. En die eerste ding wat in my brein oppop is natuurlik dit staan stryd in die woord is gebed in die sin van iemand wat regtig in gebed met God tree en dit ek wil nie sê skietgebedjies, jy weet nou voor ete en voor die slaap is hotel met wenig, maar regtig stil word saam met jouself en saam met God en met die Here praat. Ek dink dit is een van die key goeds nou begin kyk na die definisie
eintlik maar van 'n man van gebed. Aubrey, Yes. wat sit vir ons een by? Alright, nee, so ek gaan in plaas van 'n definisie, gaan ek 'n voorbeeld gebruik. En ek bedoel, is daar nie 'n beter voorbeeld as Jesus nie. Ek bedoel, hy was obvious, dit is dalk bietjie unfair om ons te vergelyk met Jesus. Nou die mens se verhouding met God te vergelyk met Jesus se verhouding met God, maar ons word geroep om Jesus se voorbeeld te volg. So daar's 'n deel wat dalk nie baie bekend is nie, maar ek het dit gehoor in 'n preek onlangs en dit het vir my regtig uitgestaan. En dit kom uit Markus uit. So ons is in Markus 29, so ek gaan gou die stukkie vir julle lees, net sodat julle 'n idee het wat aangaan, dan sal ek probeer sê wat vir my half uitstaan. So Markus 1 vers 29. Toe die mense uit die sinagoge gekom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het daar 'n hoë koors siek gelê. En hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat, haar regop gehelp. Toe het die koors vir haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerlei kwale gehad het gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrewe. Uit die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek U. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Nou, ek weet nie of jy dit opgetel het nie, Johan, maar wat vir my so uitstaan hierso, en ek gaan al ook 'n voorbeeld betrek na alledaagse mense toe, is Jesus het obviously sy bediening gehad op aarde. Hy het 'n job gehad in die begin, wil ek al sê, waar sy roeping was om mense te genees, te preek en mense bose geeste uit te dryf. En dit was sy job gewees toe hy al voor die deel gekom het van waar hy moes gaan ly vir ons sondes en gaan gekruisig word het. En net soos dit het elkeen van ons eie roeping. Of het net selfs ons eie lewens, ons eie werk wat ons doen, ons het studies en toetse om voor te doen, ons het klasse om by te woon, ons het vriende om jou op te vang. Ek gebruik nou baie doodnormale voorbeelde hierso, maar ek bedoel ons is doodnormale mense, so ek gaan maar doodnormale voorbeelde gebruik. En ons gebruik gewoonlik daai goeders as verskonings om nie by God uit te kom nie. En hierso is Jesus, ek bedoel sy bediening is letterlik vir mense, dit is om mense gesond te maak, bose geeste uit te dryf, dit is 'n baie belangrike roeping en job om te hê, en ten spyte daarvan glip hy weg om te gaan bid, om tyd te gaan spandeer met God. Nou, dit wys op die afhanklikheid wat Jesus gehad het van sy tyd met God, met sy tyd in gebed met God. En die rede hoekom dit vir my so uitstaan is, hierdie is Jesus. Hierdie is nie een of ander random ou, dis nie ek of jy nie, hierdie is Jesus. Hy was sinloos geweest, hy het nie 'n verkeerde tree gegee sy hele lewe deur nie. En hy was nog steeds so super afhanklik geweest van God tydens sy tyd op aarde. En as hy so afhanklik was van God, hoekom moet ons dan nie ook so afhanklik wees nie? Hoekom dink ons kan beter regkom as wat Jesus sou kom, sonder om tyd in gebed met God te spandeer? En ek probeer nou nie hierso neerpraat op mense nie, ek is totaal en al skuldig daarvan, elke liewe dag, maak nie saak hoeveel keer ek myself herinner nie, ek kom nog steeds nie genoeg tyd, spandeer ek nog steeds nie genoeg tyd in gebed soos wat ek wil nie, ek kom nog steeds nie genoeg in die woord in nie, maar net daai realisasie van Jesus wat nie nodig het, byvoorbeeld om in gebed sy sondes aan die Here te bely nie, hy het nie nodig om eintlik vir krag te vra nie, hy was al klaar, ten spyte daarvan dat hy volle mens was, ook ten volle God gewees, maar tog het hy nog steeds daai tyd met God so waardeer, en dis my die perfekte voorbeeld van 'n man van gebed. En die prioriteit, ek dink dis die hele ding van daar is die prioriteit wat hy geplaas het aan gebed, ek wil nou eers
tyd saam met my vader gaan spandeer, in die sin van, en ek dink dis 'n baie moeilike ding om te balanseer, en dis ook dis eintlik my opsomming wat ek nou gee van wat jy sopas gegee het, maar die prioriteit wat Jesus geheg het daaraan om in gebed met God te tree, is 'n ding beslis waar ons kan leer, maar die implikasie ook nou daarvan is, en dit het jy ook genoem, is, hoe, dis eintlik die verskonings mens maak met nie te doen nie, en myself 'n bietjie innerlik te gaan sit en vra, en ek actually, dis 'n goeie gebed om te bid, is om saam met God rustig en stil te raak, en vir homself en vir jou te vra, wat is die prioriteit, waar in my prioriteitslys tree hierdie gesprekke met u, en dit is actually nogal 'n redelike interessante, en dan raak mens rustig, mens praat met hom, mens raak eerlik met jouself, mens raak eerlik met hom, en mens werk daardeur, en dink, dan gaan mens baie van die antwoorde kry, en mens besef, okay, ja, lyk my afgelope week het ek, was om te leer vir my toets 'n bietjie 'n redelike hoër prioriteit, as om tyd saam met God te spandeer. Hoe kan ons hierdie uitbalanseer? Hoe kan ons 'n plan maak? Wat is, en een ding wat ek wel moet sê, is en jy het dit ook genoem, wat my nogal gehelp het, is, jy sê, jy het nie soveel tyd spandeer, soos jy sou wou in gebed saam met God nie. Mens moet ook net, uit my ervaring, versigtig wees om, dit is nou 'n hele ding waar die definisie ook maar vandaan gekom het is, maar partykeer in mense definisie het van, wat is genoeg tyd saam met God, is 'n baie goeie ding, maar dit hou mens self ook, wil ek sê verantwoordelik, maar, Ekskuus, hy chokies want ek kop nie, en ek probeer nie lag nie, maar is funny. Ekskuus, ja, ek sal verstaan. Maar as mens sê maar, mens kan sê, okay, my doel vir my is 4 ure 'n week in gebed saam met God. Dit is vir my 'n goeie benchmark. Mens pas dit aan, mens het 'n leniency, meer, minder, soos nodig, maar dat mens nie gaan en sê, 1 week het ek nou 1 uur in gebed getree, en dit is nou glad nie genoeg nie. As jy, waar trek mens die streep? Mens kan ook, bestaan met mense ook nog maar lewe en leertoetse en aangaan, so mens moet ook net versigtig wees om nie, eintlik 'n valse horizon te stel, wat die hele tyd gaan weghardloop nie, gaan nooit vir 4 uur uitkom nie. Ja. So, maar dit is nou maar deel van wat gebed is, as mens gaan tree in God, waar is my prioriteit, waar is gebed om tyd vir u te maak, in die prioriteitslys, en dan, as ek nou kyk na my dagboek, ek kyk na, hoe kan ons 'n goeie balans kry vir hierdie wat ons dink, ons spandeer genoeg tyd saam. Ja. Nou is die tweede deel, ek gaan nou klaar me aanbeweeg, Ja, terwille van tyd. Okay, nee, dis reg. Dis nou typies, ons is hastig, maar ons, nee, maar ons geniet nie, maar ons tweede definisie deel, half van 'n man van gebed, is kennis van die woord. Nou, een van die goed wat ek en Aubrey vroeër oor gepraat het, is half cherry-pick Bybelstudie. En waarop het neerkom, dit is regtig daai van, ek sê, mens, jy slaap nou nie lekker nie, en jy soek nou net 'n pick-me-up versie, en jy laat die Bybel oopval, en jy vat jou vinger, jy maak jou oë toe, jy draai 10 keer in die rond, en dan sit jy hom neer. En jy weet, daai tipe exercise. En ek dink, 'n man van gebed, wat in gebed met God tree, deel van, ek het Aubrey gepraat, is mens verhouding met God bou, met my ervaring, 'n verhouding met God, stam af van kennis van die woord, gebed, dit is waar hierdie nou baie belangrik intaai eintlik met vandag, en dan, ek dink verhouding met mense, medemens in 'n community, maar dit is ons beplan 'n episode vir later spesifiek daaroor. So vir vandag wil ek eintlik net die twee van gebed en dan kennis van die woord begin inbring. Maar byvoorbeeld 'n goeie inheling van kennis van die woord gaan oor konteks. So waar dit gaan is byvoorbeeld om nie net individuele versies te vat en dit te gebruik om idees te ondersteun, nie as dit sin maak. Wat mens dan eintlik doen is mens verloor die konteks, want die Bybel is op 'n manier net so groot geskiedenishandboek soos wat dit actually is, spirituele boek is. En ek wanneer mens dit besef, mens begin die geskiedenis saam met die woord leer, begin mens eintlik soveel dieper kennis daarvan bou. En ek gaan nou 'n interessante voorbeeld gee, is byvoorbeeld tussen Jeremia 20 en Jeremia 21. Mens nou die twee verse nou sou lees, gaan ek nie nou vir ons lees nie, wil ek aan maar vanaand doen. Maar
wanneer jy byvoorbeeld Jeremia 20 en dan lees jy Jeremia 21, jy kan dit nou sit en lees. Maar wat nie besef nie is, daar's 'n 20 jaar gap tussen Jeremia 20 en Jeremia 21 se skrywe. Dis nogal wanneer mens daai tipe goed in gedagte neem, dan besef mens, okay, ek het sopas hierdie twee stukke gelees in 10 minute, maar hier's 'n 20 jaar gap. En wanneer ons nou dieper gaan in oplees oor wie was die konings in daai tyd, weet wat oorlog het nou half gebeur, hoeveel van die mense is al in ballingskap geneem, dan moet jy mens regtig baie van die konteks van die teks verstaan. En dan kry mens net soveel dieper betekenis aan actually wat daar aangaan. Ja, kyk, die konteks is super belangrik en dit is actually iets wat ek en Johan ook al gepraat het oor, is om aparte reekse te doen waar ons miskien 'n boek soos Jeremia vat of 'n boek soos Jesaja vat en dit in die konteks probeer ontleed en nie interpreteer nie, net studeer vir wie dit geskryf is, deur wie dit geskryf het en wat die kondisies was van toe dit geskryf was. Om kennis te hê van die woord, dit is so krities belangrik en dit gaan nou eintlik mooi aansluit want ek wou 'n finale punt gemaak het as dit kom by die man van gebed deel. En ek dink dit gaan nou mooi taai hierso by wat die kennis van die woord is. So jy het genoem Johan van net om daai balance te kry en goeders en om 'n prioriteit te maak en alhoewel ek nie teen dit stem nie, is daar 'n aspek wat ek dink bitter min mense vang is die afhanklikheid wat Jesus gehad het van God. So dit het nie gegaan oor 'n prioriteit nie, dit het gegaan oor 'n afhanklikheid. So die rede hoekom ek vir myself probeer kry om soveel te bid as moontlik is, ek het besef hoe totally afhanklik ek van God is en hoeveel beter en sustainable my lewe is wanneer ek afhanklik is van God. Ek bedoel, ek gaan nou nie in detail hierso weer eens vir tyd en is ook ek dink 'n topic vir ander dag. Maar Johan, jy is bewus van die goeders wat in my persoonlike lewe aangaan het die laaste ruk. En ek onthou net ek sê dat ek nie tyd in gebed spandeer het en nie tyd in die woord spandeer het nie, maar toe die goeders begin gebeur het, dit was sulke rock toe my geloof geruk en getoets in daai oomblik. Ek begin besef dat as ek nie tyd in die woord spandeer, as ek nie tyd in gebed saam met die Here spandeer nie, gaan ek 100% toelaat dat die Satan en die wêreld se idees en gedagtes en leuns my gaan aflei van die verkeerde pad af. En dit het 'n punt bereik waar ek sou bid. Ek gaan nou nie sê ek het vir ure aan een gebid nie. Ek onthou daar was een spesifieke dag wat ek in die kar gery het en ek het dit totally ballistically afgegaan op die Here. Not my proudest moment, glad nie. Maar net in daai oomblik wat ek letterlik my hart uitgelê het voor die Here, net van basis het kyk, ek voel dat hierdie afgaan, dit is onregverdig, dit is nie hoe dit moes wees nie. En weer eens, ek gaan nou vir tyd nie te diep daarin gaan nie, maar daarna het ek het begin besef dat elke keer wanneer ek nie in die woord was nie, wanneer ek nie in gebed was nie, is wanneer ek begin twyfel het, wanneer ek begin wonder het, wanneer ek begin hartseer raak het en wanneer ek begin somber raak het en ek begin besef dit is wat dit beteken om jou vreugde in die Here te vind, is om afhanklik te wees van hom vir jou vreugde en dit is baie makliker om daai te doen wanneer dit sleg gaan met jou, om te besef jou afhanklikheid, maar dit is nog moeiliker wanneer dit goed gaan om daai afhanklikheid te hê. En ek wil ook sê nie sê dat dit sleg gegaan met Jesus hierso nie. Ek bedoel, hy het mense gesond gemaak. Ek dink dit kan 'n groot gevoel wees binne as jy kan mense help. Ek bedoel dit is maar deel van een van die ek wil nie sê vir van die gees, maar daai joy wat jy kry om te serve vir ander mense. Ek kan nie dit 'n groot gevoel wees vir mense. Maar ten spyte daarvan het hy nog steeds nodig gehad om weg te gaan bid. Hy was so genuinely afhanklik geweest. En hoe dit nou taai by die kennis van die woord is, dit is nou as jy op Psalms gaan lees, as jy nou gaan lees in Jakobus en ek dink is ook in 2 Petrus van hoe hulle praat van geloof. Dit is baie meer te doen met 'n afhanklikheid van God. Dit is nie noodwendig 'n prioriteit is dan wanneer jy dit maak waar jy dit 'n slot in jou dagboek maak en jouself, okay, ek moet hierdie doen vandag en dit is grait jy daarby uitkom. Maar dit is nie noodwendig 'n geval van jy voel jy dit nodig nie. Jy voel nie jy gaan die dag nie deurmaak as jy nie daarby uitkom nie. En dit is hoekom Jesus sê hy is wie van my brood eet sal nooit weer honger raak nie. Want
Dis waar. Ja. As jy so afhanklik is van hom, van sy woord en van tyd intiem met gebed saam met hom spandeer, it blows dit het my verhouding met die Here die laaste ruk so verdiep en my konsep van wat geloof is en wat afhanklikheid regtig beteken. Dit het dit so verdiep en ek prys die Here ten spyte daarvan dat dit nou nie lekker was om deur te gaan waardeur ek gegaan het. Ek prys die Here dat hy dit vir my kon wys en dit vir my kon leer die laaste ruk. Want as ek hom nie gehad het nie, Johan, hierdie podcast sou nie 'n ding nou gewees het nie. Ek dink ek sou lankal weer van die pad af gewees het. So prys die Here daarvoor, maar ja, nee. So ek wou net dit terugbring by die afhanklikheid en die afhanklikheid besef jy wanneer jy kennis het van die woord. Ja, maar it's amazing. Ek dink ek het glad nie eens uit die afhanklikheidsperspektief waarvan dink jy mees dankie dat jy so deel, dis ek love it. Die ding wat ek wel bysit is en jy het ook daarbey op geraak en dit is 'n ding wat vir my ook al baie keer opgeval het, is en dit sluit ons is nie dieselfde selgroep, ons sel het Arno en hy het nie week daaroor gepraat en dit was my so amazing. Wat ek dit myself in my eie lewe ook begin raak sien is hy sê sy een doel vir hierdie jaar is eintlik so 'n amazing doel is om meer consistent te raak. Veral in gebed en tyd saam met die Here dat mens nie net wanneer mens hom regtig nodig het. Soos jy ek nou ervaar het en ek kan regtig sien jy het hom regtig nodig gehad. Dat mens nie net na hom hardloop wanneer mens hom nodig het nie, maar actually consistently. En dit is waar ja, dit kom eintlik van die afhanklikheid. Dit is soos jy sê, soos brood, soos Jesus gesê, hy sê brood vir ons. Jy moet altyd eet. Jy eet nie, jy kan maar so, dit is nou, as jy raak honger, jy raak elke dag honger. So dit gaan oor die beginsel van mens moet eintlik deur om te leer ken. En ek moet sê, dis nogal ding waar ek dink ek moet gaan introspeksie ook doen is afhanklikheid in die sin van om elke dag van hom afhanklik te wees, ongeag van wat aangaan, hoe dit met jou gaan, hoe jy voel. En ek moet sê, dit is nogal baie amazing. Dit is nogal raar vir my ook iets om aan te dink. Want wanneer ons het vroeër in ons vorige episode gepraat ook oor daai hele huweliksdinamika, maar wanneer mens iemand regtig nodig het, mens het net mense regtig nodig as jy 'n actual verhouding met hulle het. Jy het nie net die mense wat net half daar in jou lewe is, wat jy net sien is, daar is om hulle te sien, maar jy het nie regtig verhouding nie. As hulle verdwyn is dit kind of fine, want dis nie exactly as jy hulle gaan mis nie, maar ek dink wat daai afhanklikheid kom aan, wanneer jy besef, as jou verhouding met God gaan einde kry, hoe gaan dit jou affekteer? Gaan jou lewe kan uit mekaar uitval, of gaan jy net fine wees en gaan aangaan? En as jy net gaan fine wees en aangaan, dan het jy nie regtig 'n verhouding met hom nie. En ek dink dis wat mens hier uitleer dis nogal 'n jy het ook geraak aan gebed en jy het gesê so wat jy eintlik so gewend het op God. Maar daai is vir my eintlik 'n baie goeie teken, want ons nou al ons sal ook al baie gesê is as gebed moet regtig eerlik wees. En ek sê gebed is 'n free space, jy kan sê en maak net jy wil nie, maar dit is tot mate nogal. Want solank dit net eerlik is. Want ek dink dis die belangrike ding, maar ek sal actually like as 'n episode doen net oor gebed. Dis nogal iets waar ek baie passievol is en ek geniet dit verskriklik. Ons praat so en ek kry altyd so idees en gedagtes van ander goed wat ek ook oor wil praat en die ding is dat dit pas ook hier in, maar jy kan so uitbrei op dit nog ook. Dit is nogal scary. Dit is amper 'n topic net op sy eie, maar hy taai net genoeg en dat mens nou daaroor wil praat, maar dit eintlik nou ja. Maar die groot ding is, ek dink, is om myself vanaand eerlik, ek dink dis wat ek gaan doen, is bietjie vanaand myself eerlik te gaan vra is, okay, as my verhouding met God sou verdwyn, hoe sou my lewe lyk? En dis nogal ek dink dis nogal 'n keer 'n vraag, ek daag julle uit om dit vir jouself te gaan vra is. En ja, ek dink dit is nogal regtig 'n vraag. En ek dink Jenny bietjie saam leer daarmee. Ek dink ek sal dit moet gaan doen. Dit kan baie interessant wees. En ek moet ook sê dit is nie 'n maklike journey nie. Jy moet jou trotslik soos nog iets. Jy moet totaal en al besef hoor jy ek op my eie kan nie hierdie doen nie. En dit klink ook mooi om dit te sê, maar gaan pas dit toe, probeer dit toepas. Dit is nie
net 'n geval van so nie, maar gelukkig en prys die Here het hy vir ons geseën met die Heilige Gees en die Heilige Gees is daar vir ons, hy lei ons en hy leer ons hierdie goeders. En ja, hier is Dit sluit eintlik aan by die tweede punt wat ons derde punt maar half deel van die ek hou van ons definisie boompie wat ons so uitbrei van ons hele man van heeltemal impromptu sommer ook. Ons ja, maar niks hierso beplan. Maar dit sluit eintlik baie fantasties aan by die idee wat ek gehad het vir half die derde punt wat eerlikheid was. As mens nou kyk na 'n image van man van God, ons nou 'n man van gebed, 'n man wat actually bid, dan 'n man met kennis van die woord. En dan die derde een wat ek in gedagte gehad was eerlikheid. Eerlikheid is die key. Ek meen dit is met mense interaksies, maar ek dink ook eerlikheid met God. En ek dink dit is wat gebed is. Gebed is regtig om eerlik te raak met menself en met God daaroor te praat. Ja, en daar's 'n definisie wat ek gehoor het van wat gebed is en dit is om leeg te maak van jouself en vol te maak van hom. En dit is nogal ietsie wat vir my dit nogals ook by my gestiek. Ja, dis Stefan Joubert het gesê, so as mense Stefan Joubert ken of van hom weet 100% van kyk bietjie van sy goeters op YouTube of so. Dit is regtig die man is wys hoor, hy is baie wys. Maar net daai eerlikheid wat jy sê, is belangrik te onthou dat God ken ons deur en deur. Jy kan nie hom vir 'n gek trek nie. Hy dit sê as jy Psalm 139 gaan lees. Nee, ek dink nie Psalm 139 nie. Maar hy ken elkeen van ons gedagtes voordat dit nog en hy weet wat die woorde is wat uit ons mond uit gaan kom voordat ons vra. Jy kan nie enigiets vir hom wegsteek nie. Jy kan nie vir hom lieg nie en dit is hoekom dit so belangrik is om eerlik te wees en jy gaan nie daai opregte en die egte en intieme verhouding met God hê as jy nie eerlik is met hom nie en as jy ook nie eerlik is met jouself nie. En maar miskien nie enige verhouding is sonder eerlikheid nie. Ek meen ek het nou 'n meisie, maar ek gaan baie lank 'n meisie hê as ek gaan begin vir haar baie lieg nie. Mens kan nie verhouding met enigiemand hê. En in party op 'n manier is nogal 'n interessante gedagte, maar dit is waar die hele huweliksding laas my baie goed ingedaai het en dit my baie goed laat sin maak. Is dat mense verhouding met God is regtig baie soos 'n huwelik. In die sin van hoe want mens besef jy is afhanklik van hom en dit wat mens doen kan daai persoon net ontstel. Dit is vir my eintlik op 'n manier die rede hoekom ek dink dit vir my so 'n goeie beeld is in my brein kan ek 'n huweliksverhouding sien en ek kan die dinamika daarvan verstaan en die verwagtinge van mekaar, hoe mens moet optree en ek dink as mens dit vat na mens verhouding met God toe kan dit mense baie goeie riglyn gee van hoe mens 'n verhouding met hom te bou. En enige huwelik kan natuurlik nie werk as die man en die vrou vir mekaar lieg nie. En dit werk nogal regtig goed. En ek dink ook God het regtig 'n behoefte, soos jy sê, hy ken mense eintlik en hy weet presies wat in jou kop aangaan. Maar om eerlik met menself te raak, want ek dink dis ook hoe hy mens lei. Hy het mens die vermoë gegee om te dink en om eerlik te wees. En die realiteit van die saak is dis nie maklik nie. Meeste van die tyd is dit nie maklik nie. Want dan moet mens verantwoordelikheid neem en dis nog minder maklik. Maar ek dink ook dit wys vertroue. Want as mens regtig vertrou dat mens regtig eerlik oor menself na hom toe kan gaan. Ek dink dit moet hom net so opgewonde maak want ek meen mens kan myself verbeel as jy 'n vriend of 'n vriendin of 'n meisie of kerel of iemand het en hulle kom na jou met hierdie een probleem of hierdie iets waarmee hulle regtig struggle. En hulle kom in jou en hulle half steek dit weg en hulle beat around the bush en hulle probeer maak stories op en so. Dan kan jy staan jy daar en jy voel ongemaklik nie van soos jy kan nie vir 'n persoon sê damn it vertel my net. Maar jy kan dit nie doen nie en maar dit maak jou ongemaklik en na die tyd dan stap jy daar weg en ek maar dit is eintlik useless want ek kan sien iets pla die persoon maar wil my net sê nie. Maar as mens dink dis hoe God ook soms voel is dat hy net voel soos jy weet kan net sê dit net. Ek kan nie weet wat jy wil sê maar jy weet wees dan net eerlik. En dink regtig maar ook dan kry mens daai interaksies wat iemand na jou toe kom en hulle is net so oop en eerlik oor wat hulle pla en wat aangaan en wat hulle ontstel en dan sien net soos jy kan so simpatiseer met hulle maar jy kan ook jy voel regtig eer dat hulle
na jou toe gekom het, want dit is so skaars, veral onder mans, ek weet nie, ons is baie sleg daarmee om ons gevoelens en so te deel met mekaar, maar wanneer mens doen, dit voel eintlik vir die ander, waarom mens self voel so goed, om dit net van jou skouers af te kry, maar mens laat eintlik 'n ander persoon so geëerd voel, en so amazing voel dat daai persoon jou so genoeg kan vertrou om na jou toe te kom. En God voel presies dieselfde. Hy open net sy arms en sê kom net asseblief en kom deel net met my, en dit is waar mens vrede vind. Ek dink dit bring hom ongelooflik baie geluk as mens so eerlik na hom te tree. En die realiteit van die saak is mens gaan net beter voel na die tyd. Nee, daar's soveel Bybelse principles daar ook opback. Is Jesus wat natuurlik sê my juk is sag, my las is min. Hy kan dit vat eerstens. En ook dat ek gesê het van die eerlikheid en daar opregtheid net sê wat verkeerd is. So het my laat dink aan 'n vers in Jakobus 4 wat hy sê hy waarsku basies teen hoogmoed. Teen die mense wie hy aanskryf. En een van die goeders wat hy ook nogals sê is julle kry nie omdat julle nie bid nie. En is daai geval van jy kan nie die begeertes hê nie, die goeders hê nie, die goed wat jy oorwonder of die goed wat jy wil hê moet uitwerk, maar as jy nie vir God daai begeertes bekend maak, is hy nie soos wat Paulus in Filippense sê, maak in alles jou begeertes aan die Here bekend nie. As jy nie dit doen nie, hy gaan nie daai gebed vir jou verantwoord nie. Jy het die gebed daarvoor nie. So dis om by hom uit te kom en te bid. Jakobus 4 is nog interessant, want eerste dan sê hy vir jou, nee, julle kry nie omdat julle nie bid nie, maar wanneer julle bid, is dit net om julle selfsugtige begeertes te bevredig. Dis nogals interessant hoe hy hulle regwys hoe jy eintlik reg moet bid. Ja, gaan lees dit ook as jy 'n bietjie vrye tyd het in jou persoonlike Bybelstudie. Ek was ons volgende episode gekry. Ons gaan 'n bietjie oor gebed chat, ja, en daar's nog soveel, want jy noem 'n ding en dan ek wil ietsie oor dit sê, dan noem jy iets anders en dan onthou ek dit, dan vergeet ek die ander ding en dan spring my gedagtes so rond. Nee. Ek sien baie uit. Ek sien net so uit. Dis ook yes, wat wil jy sê? Nee, sê eers klaar. Ek dink ook die eerlikheid in gebed. Dit is nou weer eens ek gaan half probeer as jy nie enige ander in die maag sit, gaan ek hom probeer. Okay, ek wou nou net dieselfde sê. Ek wou nou hierdie afsluit sê in 'n checklist, of nie 'n checklist nie, maar van byvoorbeeld hoe kan as mens nou na myself wou kyk om mens nader aan 'n man van gebed te streef. Yes. Al wat se to-do list. Yes. So ek gaan nou probeer met my gedagtes is nou 'n bietjie oral, so ek gaan dit probeer mooi saamtrek. So die eerlikheid is daar's 'n baie goeie boek. En ek weet jy is nou besig met jou meisie om dit te studeer. So ek gaan nie nou dit heeltemal vir jou hier spoil nie, maar die boek van Job. Die boek van Job is 'n super emosionele, diep, hartseer boek wat Job se gesprekke met God half uitbeeld. En ja, Job se vriende is ook daarso, maar essentially is die gesprekke wat Job het is met God. En hy sê al hierdie terrible goeders vir God. Maar met die opbou tot dit in Job 1, dit is vir my, ek dink ook dit is weer eens 'n ander topik oor God speel. En wat jy moet onthou waar jou posisie is in vergelyking met God is toe Job alles verloor het in Job 1. Sy eerste reaksie toe alles gebeur het is in Job 1:20. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê: "Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here." Wat vir my so cool is, eerste ding wat hy doen, wat ook al gebeur sleg gaan, is hy sê prys die Here. Hy gaan dadelik na die Here toe en hy loof en prys hom in sy swakheid, en dit is ook daai ding ek ook meer met 'n ander topik, maar die feit dat hy na die Here toe gegaan het in gebed toe dinge sleg raak. En hy het nie eers na sy vriende toe gaan, hy het na die Here toe gaan en hy het die Here geprys en die Here dankie gesê vir wat hy gehad het en wat die Here weggevat het. Nou hierso is waar ek dit moet probeer bymekaar bring. So ons het gesê wat 'n man van God is in vandag se wêreld en hoekom dit nie noodwendig 'n man van gebed is nie. En toe het ons gegaan na hoekom is kennis van die woord so belangrik en hoekom is die intimiteit, en die derde punt was? Eerlikheid. Maar ekskuus, ek begin net een van die goed wat ek gevind het by kennis van die woord wat regtig goed werk is
'n selgroep is baie handy, is mense kennis van die woord wil verbeter, dan die ander ding is, ek was regtig veral na die reeks van Jeremia, dit is 'n reeks wat ons saam met ons predikant gedoen het. So as jy die geleentheid het om saam met jou predikant in 'n Bybelstudie omgewing iets te kan maak werk, asseblief doen dit. Glo my, daar's net ek was regtig verbaas met die feit dat iemand wat regtig gaan studeer het, soos actually universiteit toe gegaan het vir 'n predikant, die kennis wat hulle daar opdoen is unbelievable. In vergelyking met net iemand wat dit soos ons dit nou maar net doen. So dit is, mens kan baie value daar uit kry. Yes. Dis goeie advies, nee, ek stem 100% saam met jou daarmee. En kennis van die woord is dan die tweede punt wat ons aan geraak het. En dis nie heeltemal kennis van die woord hierdie nie, maar ons het gesê hoe kennis van die woord en tyd in gebed, hoe jy die Here leer ken is dan wanneer jy nie net in die goeie nie, maar ook in die slegte tye sy stem ken en sy stem kan uitken. En natuurlik ons weet dit gaan net gebeur wanneer jy 'n man van gebed is. En dit taai eintlik ook weer eens in 'n ander topik van geloof. Maar ek gaan nog steeds die storie vertel. So ek het 'n podcast ook geluister waar die ou gesê het, imagine nou Moses kom by die Rooi See en hy hoor die Here sê vir hom, lig jou stok op en dan sal die water oopgaan. Imagine nou Moses het vir God gesê, Here, nee, ek vertrou U nie hierso nie. Ek kan nie dink, ek dink hierdie is nou die regte tyd om hierdie te probeer nie. Maar Moses het nie dit gedoen nie. Hy het in geloof ingetree en dit gedoen. Hoekom? Want hy het God se stem geken en hy het God geken deur die goed en die sleg. Hy het die hart van God so lief gehad en so deel van sy lewe gehad dat hy nie vir 'n oomblik getwyfel het om dit te doen nie. En dit kry jy deur 'n man van gebed te wees, deur tyd in gebed en in die woord met die Here te spandeer. Dis wanneer jy in die woord is, wanneer jy die beloftes onthou wat die Here vir jou maak. Dis wanneer jy in die woord is, wanneer tye goed gaan dat jy vashou aan sy woord. Dis wanneer tye sleg gaan dat jy vashou aan die beloftes in sy woord is. En weer eens, dit sluit aan by gebed. Die manier, ons vandag is vreeslik besig en ek dink dit is hoekom ons so sukkel om by gebed uit te kom. Ek het 'n quote ook iewers gehoor wat sê, as die duiwel ons nie kan kry om nie te glo nie, hou hy ons besig, want hy hou ons dan daar uit. En ek weet ons moet kerk toe gaan, so ek sal dit nou afsluit. Daar's 'n quote van C.S. Lewis wat ek gekry het van hoe om God te vermy. En jy sluit hierdie aan by gebed. Jy vermy God deur nie in die woord te wees nie, jy vermy God deur nie te bid nie. En die quote gaan so: How to avoid God. You avoid silence, you avoid solitude. You avoid any train of thought that leads off the beaten track. You concentrate on selfish desires, and above all, on your grievances. You keep the radio on, you live in a crowd, you use plenty of sedation. En dit wys net as jy besig is, vermy jy God. Mense, ons het die Heilige Gees wat in ons bly. God is 24/7 met ons. Jy kan enige oomblik, maak nie saak waar jy is of met wat jy besig is nie, vinnig met hom praat. En dit is hoekom dit so belangrik is om te besef dat jy moet afhanklik wees van hom. Is dat in daai tye wanneer dit besig raak, gaan jy die know about sê daarvan om soos Jesus weg te glip en tyd in gebed te gaan spandeer met God. Moenie die stilte en moenie die vrye tyd wat jy het probeer besig hou nie. Maak daai tyd, sit dit uit vir God en dit is wat my nogals vreeslik baie gehelp het. Ek kan nog soveel meer doen. Ek is maar nog steeds bietjie te veel op die reels en op Twitter en al daai goeters, maar dis wanneer jy daai stille tyd maak, dis dan wanneer jy die Here se stem leer ken. En dit is al my praktiese guideline is, moenie te veel besig wees nie. Raak stil. Ek bedoel, as is 'n rede hoekom die Here in soveel plekke in die Bybel sê, wees stil en weet, of wees stil, want dit. So, ek dink dit is my closing gedagte, is moenie stilte vermy nie, en maak seker jy laat nie jou aardse roeping jou vermy van tyd spandeer met God nie. En dan gaan jy werklik nie net 'n man van God, 'n man van gebed wees nie, maar dan gaan jy actually 'n man wees wat na in God se hart is. Of vrou. Yes, het jy enige... Dit was awesome, ek het verskriklik baie geniet. Ek sien verskriklik uit vir volgende week, en ek dink ons kan volgende week ook met hierdie quote begin. Verseker. Want, soos jy sê, die belangrike ding van hierdie is,
is regtig die rustigheid. Mens bou 'n verhouding en gesprek en soos jy sê, mens kan nie eintlik 'n verhouding bou met iemand soos jy sê as daar net geraas oral is nie. En dit is regtig baie belangrik daai van nie myself se brein sensories letterlik te verdoof met geraas en chaos en crowds en so nie. Regtig as mens by die Here wil uitkom om net stil, rustig te raak. Ja, dit is key. Yes. Nee Johan, ons het nou vir die mense ook baie previews gegee na toekomstige episodes en hierdie ook. Maar volgende week. Weer eens, dit wys jou net jy gaan nooit genoeg leer van die Here nie. En dis awesome en al dink jy kan alles leer, dan gaan altyd nog wees. En weer eens, kom ons so excited is om hierdie journey aan te pak. Ons gaan nie dit nog baie meer sê nie, ons gaan bietjie meer in dit begin actually tree, ons gaan actually die journey verder vat, dan hoef ons nie meer dit te sê nie, maar ons is vreeslik excited en ons hoop julle het ook hierdie tweede episode so baie geniet soos wat ons het. Ja. Ja, ek gaan maar die die boring goeie sê, follow maar ons hierso op Spotify, subscribe, wat ook al, of follow, wat ook al dit nou daarso sê, ons sal miskien iewers bietjie begin video-opnames maak en dit op YouTube sit, of wat ook al maak, as julle ook nie saamstem met goeders nie, of julle vra of goeders, gaan soek maar net, ek weet, ek het nog 'n Instagram account, gaan soek maar net ook al, as jy my nommer uitstuur, sommer vir my 'n boodskap, en of as jy Johan se nommer stuur vir hom 'n boodskap en ons sal probeer tot die beste van ons vermoë met die hulp van die Here antwoord. En ja, met dit gesê dink ek ons is klaar. Mag julle 'n geseënde week verder hê en mag julle vashou en afhanklik wees van God en sy woord. Amen.